Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie. Meneer Cornelissen. Die groot vraag volgens Andries is, gaan die regering van nasionale eenheid oorleef? Ja, dis twee kwessies eintlik. Jy weet as jy praat van Sunday Times het 'n interessante artikel gehad oor die ANC caucus in die parlement. Dat daar is 'n bietjie van 'n opstand daar en hulle sê maar die DA moet uit. Hulle het nou genoeg gehad van die DA. Hulle praat van so 100 parlementslede wat betrokke hierby was wat eintlik nou weet is die meerderheid van ANC parlementslede deesdae. So weet hulle is ongelukkig met die DA en die feit dat hulle die DA gaan hof toe teen die regering van nasionale eenheid, die kwessie van die begroting. Hulle reken jy weet die ANC het eintlik agteroor gebuig rondom Bella. En nog steeds weet as die DA gaan hof toe en beklei teen die regering van nasionale eenheid. So daar is dit gaan ter sprake wees by 'n nasionale werkkomitee van die ANC vergadering vandag. En dit lyk net asof daar vanuit die Mashatile Gwerimantashe daai kant van die ANC dat daar hierdie beweging is om die druk op die president Ramaphosa te plaas om iets te doen rondom die DA. Nou een van die goed waaroor spekuleer word is dat hulle byvoorbeeld 2 van die DA se ministersposte kan wegvat. As 'n straf nou. Met ander woorde, hulle skop hulle nie uit die RNE uit nie, maar verminder hulle kabinetsposte. Nou hulle moet seker plek maak dalk vir Action SA en vir Bossa of so iets. Maar die ding is dat hierdie parlementslede wil hê dat hulle eintlik saam met die minderheidspartye, die kleiner partye, hierdie groepie wat hulle gehelp het met die begroting, dat hulle eintlik met daardie groepie die regering van nasionale eenheid vorm. En dat die DA moet uitgeskop word. So ergens in die middel gaan 'n mens nou weer met uitkom by 'n oplossing. Maar dis duidelik dat die druk is op die president. Onthou hy het self gesê na die hele begroting kwessie, het hy gesê maar die DA het hulle self buite die RNE gedefinieer. So hy is in 'n posisie waar sy eie uitsprake daar moet tog een of ander gevolg wees of gaan ons maar net aangaan soos wat ons nou aangaan. En dit is waar die probleem inkom. Weet gaan nie die DA gaan nie self loop nie. Ek dink die president het daarop staat gemaak dat sy uitsprake dalk daartoe gaan lei dat die DA gaan besluit maar nee wat ons vat die pad. Die DA gaan nie uit die regering van nasionale eenheid uitloop nie. Ek dink dit is baie duidelik. So die president is in die moeilike posisie. Hy sit tussen die ontevrede ANC groepie en die DA en Mbalula is eintlik hy probeer nog wal gooi. Maar dan is daar ook die groot debat wat op die oomblik al reeds weet agter die skerms gebeur is, hoe lyk die volgende presidentsie van die ANC? Weet is nou waar Mashatile, daar was selfs 'n artikel gewees oor Patrice Motsepe wat nader gesleep kan word of daar's sommige ANC-lede wat wil hy moet, jy weet. Is dit 'n leierskap kwessie in die ANC? Is daar 'n tekort aan geïnspireerde leierskap? Dis 'n Ramaphosa probleem. Dis omdat hy nie die probleem met die president en ek het dit nog altyd gesê en daar's mense wat met myself baie sterk sal verskil daaroor. Die probleem is dat mense het baie groot verwagtinge gehad van Ramaphosa. Veral na die Zuma debakel, flater, wat jy dit ook al wil noem. Elke byvoeglike naamwoord jy kan gebruik. Maar die probleem is dat die president het homself in 'n posisie geplaas waar ander mense neem eintlik die besluite. Of dit is die persepsie wat 'n mens het. Dat die president is eintlik iemand wat wag dat daar 'n besluit, basies word 'n besluit omtrent geneem voordat hy enige iets self hoef te doen. Jy weet dat daar word so gekonsulteer en gepraat en sulke goed dat in die tyd wat daar 'n besluit geneem moet word, dan eintlik het die geskiedenis al verby hom gegaan. En ons sien dit, jy weet in baie van die goed wat hy doen. Jy weet as jy kyk na, jy weet ons praat altyd van ons het baie goeie beleid, ons het baie goeie wetgewing, ons het 'n baie goeie grondwet en dan sukkel mense om te verstaan waarom hy 'n uitspraak sou maak soos wat is die DA se wrok teen transformasie. Ja. En dit gaan nou oor die hofsaak wat ons hierdie week gaan sien, die wet op gelyke indiensneming. Die probleem is die manier waarop hierdie goed toegepas word. En ek dink dit is wat die ANC en wat die president nie verstaan nie, is mense wat in werksomgewings is verstaan hoe werk hierdie goed. As jy in 'n maatskappy gewerk het waar wat 'n groot maatskappy waar jy gesit het in vergaderings waar daar gepraat word oor weet die gelyke indiensnemingsverslae en die regstellende planne wat moet voorgelê word, dan is mense is nommers op 'n Excel spreadsheet waar daar so lyk die bestuursvlak en dit is 1 swart man en 3 wit mans en 2 wit vrouens en dan weet hoe moet ons hierdie nommers nou verander?
Daar's geen persoon daar nie, daar's geen vaardighede of enigiets daar nie. Dit is suiwer 'n nommer speletjie. En dit is die probleem wat mense het met die manier waarop dit toegepas word. Dit gaan nie oor transformasie, dat jy gekant is teen transformasie nie. Dit gaan oor as iemand die nodige vaardighede het, en ek is bevrees, Suid-Afrika het ons nou al redelik bewys, dat die regstellende proses het basies baie groot dele van die land afgebreek, waar dit net nie meer werk nie. En dit is polities onkorrek om dit te sê, maar 'n baie groot deel daarvan is weens transformasie, verkeerde mense op verkeerde plekke. En dit is, weet, Kaderontplooiing. Kaderontplooiing byvoorbeeld, maar die hofsaak gaan baie interessant wees. Juis oor dat, jy weet, die toepassing hiervan, dat dit rigiede kwotas word. En dat jy kyk na, jy weet, soos byvoorbeeld as jy nou kyk in die Weskaap, watter bevolkingsprofiel gebruik jy? Gebruik jy die provinsiale ene, gebruik jy die nasionale ene? Boetes vir maatskappye wat nie voldoen nie. Die probleem is dat hierdie prosesse wat ons gesien het in die manier hoe dit toegepas word, is eintlik sleg vir ekonomiese groei. Ons ekonomie groei nie, want niemand wil meer as 50 personeellede hê nie, want dit raak 'n onmoontlike proses om te bestuur. Dis ook waar pryse bygesit word by produkte byvoorbeeld wat met die staat besigheid doen. Nou kry iemand 'n tender want hy voldoen aan al die boksies word getik. Die probleem is daai selfe maatskappy of persoon wat die kontrak gekry het, moet nou iemand anders te kry om die werk te doen. Want daai persoon het nou nie die regte profiel gehad om die kontrak te kry nie. So daar's 'n dubbele transaksie eintlik. En dit verander die prys van waarteen die staat besigheid doen en waarteen goed bedryf word. Die storie met die RNAE op hierdie stadium is die feit dat die DA voel hulle staan buite die regering en nie deel van die regering nie. Dis 'n ANC tradisie om in die nasionale uitvoerende komitee al die besluite te neem en dit dan af te dwing op alles buite die komitee. Hier is ingeligte in die DA wat hier in die artikel aangehaal word en sê John Steenhuisen het dit al in soveel woorde vir die president gesê dat elke liewe probleem in die RNE vermy kon word as die president bereid was om die foon op te tel en met sy vennote in die regering te onderhandel oor kwessies wat hulle pla. Maar dit is presies waar dit vandaan kom. Maar die ANC sal vir jou sê maar dit is woedend want die DA gaan hof toe. Die probleem is dat hulle moet hof toe gaan want onthou die ANC het gesê hy gaan nie oor wetgewing of enigiets onderhandel wat reeds voorheen goedgekeur en aanvaar is nie. Hy gaan nie weer in die regering van nasionale eenheid weet oor bestaande wetgewing en sulke goed gaan hy nie onderhandel. So die ding is dat jy het geen ander keuse nie. Want as jy nie saamstem met wetgewing nie, wat sê dit vir jou kiezer dat jy's deel van die regering van nasionale eenheid, so jy moet maar net nou die ANC het hierdie besluit geneem in die Zuma era of hierdie beleid of wetgewing aanvaar en jy moet nou net nou saam met dit gaan want die RNE jy's mos nou deel daarvan. Die probleem is ek dink die ANC se probleem is dat hy verstaan nie hoe werk koalisiepolitiek nie. Ja. Weet die ANC se argument is ons is die meerderheidsvernoot. So eintlik julle moet saam met ons stem sodat ons hierdie eenheid kan handhaaf. En ek dink dis waar die president se probleem inkom om te sê hulle wrok teen transformasie. Ek dink hy moet dalk hofstukke gaan lees voordat hy sulke snert kwytraak. Er was ook gister 'n interessante artikel in News24 oor die leierskap van die volgende leier van die ANC waar hulle gesê het jy weet hulle almal se oog is op die prys om die volgende leier van die ANC te wees, maar daai persoon moet onthou of dit nou Paul Mashatile of Kelly Balula is, wie se naam ons baie hoor, daai persoon moet onthou heel moontlik in die volgende verkiesing gaan jou leierskap anders begin lyk. Ons het dit klaar gesien in hierdie verkiesing, die kans is goed dat die ANC weer gaan met regeer met hulp. Hulle gaan nie ewe skielik noodwendig 'n klomp stemme bykry nie want hulle het geval in dienslewering en alles wat die mense wil hê. So die volgende president van die ANC moet besef hoe jy moet regeer gaan heeltemal anders wees. Dit was 'n ongelooflike insiggewende artikel gewees in News24 en dalk iets wat die leiers gaan moet begin besef van hoe vat ons die land vorentoe. Wel ons moet dalk dan maar aanpas by hoe ons tans lyk en hoe die regering tans lyk. Jy sien die probleem is ook vir die ANC is daar kom 'n kantelpunt waar hy nie meer die een is wat die poste uitdeel nie. En dan verander jou ondersteunersprofiel heeltemal. Daar's mense wat die ANC ondersteun want ek moet in hierdie direksie aangestel word of in hierdie staatsinstelling moet ek 'n pos kry. So daar's 'n rede vir my om deel te wees hiervan, staatsamptenare byvoorbeeld. Maar die ding is daar kom 'n kantelpunt waar die ANC nie meer en dit is eintlik waaroor die regering van nasionale eenheid die belangrike punt is waar dit moet gewys word dat die ANC regeer nie alleen nie. Ja. Dis 'n baie groot probleem vir die ANC want hy is die een wat die gunstes en die gawes uitdeel. En ergens langs die pad gaan die punt kom waar dit nie meer gebeur nie en dit is waarskynlik waar dan gaan Mashatile Mbalula die leier van 'n party wees, nie die president van die land nie.
Andries, dan oor na ervare jaar wat sterf. Ja, tragiese storie gister. Dis 'n baie gewilde geleentheid hierdie die Nyasa Speed Festival, die Simola Heuwelren, wat jaarliks plaasvind. Ek dink dis die 15de weergawe hiervan. Eerste noodlottige ongeluk wat hulle gehad het, Pieter Joubert, 55 jaar oud van Pretoria. Dit lyk my die Lotus, daar moes iets verkeerd gegaan het met die motor, want hulle sê hy het skerp geruk en is toe van die pad af en hy is op die toneel oorlede. Sy broers Dawie en Charlotte het gesê maar jy weet hulle daar was 'n oomblik van stilte gehandhaaf en hulle wou gehad het die geleentheid met aangaan. Jy weet dis 'n vir sommige mense is dit 'n een keer 'n jaar tipe van geleentheid en So. ja, so dit is die Joubert familie. Medelee met hulle. Hy was 'n redelike bekende persoon in die wetrenkringe. Ja, absoluut. Dan ons soldate is op pad terug. Ja, uiteindelik, onthou het al baie hieroor gepraat. Veral na die 14 wat dood is in die konflik daar. Nou die eerste groep het al in Tanzanië aangekom. Hulle moet via Rwanda Tanzanië toe en dan van Tanzanië af dan gaan hulle nou huis toe. Die hele proses gaan teen die einde van die maand afgehandel wees. Die toerusting moet eers Dar es Salaam toe en dan word dit per skip Durban toe gevat en dan sal ons seker weet wat die werklike skade was in hierdie proses. Ek sien vandag die minister wat praat van jy weet maar ons moet onthou SADC betaal hiervoor. Nou as SADC hiervoor betaal, hoekom is dit om ons begroting? Ek weet nie hoekom begroot ons vir die DRK as SADC hiervoor betaal nie. So ek dink daar's baie vrae oor die syfers en die werklike geld wat minstens is daar nou die vredesproses het nou momentum gekry en dit lyk vir my asof die Demokratiese Republiek van die Kongo van die Kongo en die M23 rebelle asof daar nou 'n ooreenkoms is en dat dinge nou in 'n rigting gaan. So hopelik kan ons nou ontslaa raak daarvan en dan kan ons fokus op waar mense onthoof word in Mosambiek. Dit was gister ook interessant geweest, 'n artikel in Netwerk 24 wat gegaan het oor hoeveel begroot word vir elke soldaat en ek dink dit was iets soos R108,000. Ja. Maar daai R108,000 gaan op die einde nie aan die soldate self nie, want die onkoste moet ook ingereken word en ek dink die soldate wat eintlik geveg was, as ek die getal reg kan onthou, was 32,000. En dit gaan nou vir ongerief om daar te wees, die veiligheid wat ook al, maar van dit moet hulle ook hulle eie tente koop wat soos R5,000 was. Hulle moes dit doen want daar was nie genoeg nie en So eintlik die artikel gaan oor die feit dat die soldate wat eintlik in die middel van die gevegte was omtrent wegstap met 32 en dan moet daar nog obviously met tax betaal en dan tente gekoop het ensovoorts. Maar die mense wat by hoofkantoor is, kry aansienlik meer as wat die soldate kry wat in die hoofkantoor was nie in die geveg nie. In die hoofkantoor was nie in die geveg nie. Ja, dis ongelukkig maar hoe die lewe werk. Ja, so dit was daar's die troepe en die generaals. En die generaals. Ja, so dit is net ek dink daar's klomp vrae en vrae wat mense moet vra as mens, jy weet, ons soldate gaan stuur iewers heen wat hulle noodwendig opgelei is vir die situasie nie, hulle veiligheid, ons dit beter kan hanteer. En ek dink met enige so ding moet mense eintlik terugkyk en wat was die foute? Hoe kan ons dit beter doen? Want daar was lewensverlies hier betrokke. Kyk, die groter prentjie is natuurlik ons weermag en die begroting en daar moet iets moet gebeur. Weet anders moet ons verwagtinge afskaal wat die weermag gaan betref. Ja. Ek dink meeste mense het al klaar. Ja, beslis ja. Ja. Maar jy weet as jy dink aan die wapentransaksie, Zuma is nou nog in die hof. Met daai hofsaak is nou nog aan die gang. Daai wapens is basies eintlik al klaar afgeskryf. Jy weet en ons sukkel nou nog om verhoor te kry. Maar Andries, skies, want jy het nou Mosambiek genoem. Dan hoor ons van Mosambiek, een van ons buurstate waar mense onthoof is in ander areas wat hulle gewoonlik die aanvalle loods. Binneland, ja. Meer in die binneland. So hoe belangrik is dit dan nie dat ons weer kyk na ons weermag en seker maak ons weermag is wel sterk nie? Ja, kyk ons is weet ek sou dink dat dit Mosambiek is vir ons 'n groter prioriteit as wat die DRK sou wees. Maar kom ons kyk hoe die hele kwessie rondom Mosambiek want ons is betrokke daar. Ja. Dis duidelik dat hulle nog nie eintlik die hele situasie daar kon oplos nie. Jy weet as jy kyk na die tipe van aanvalle wat hulle daar doen, jy weet ja, ek sou betreklik bekommerd gewees het as ek die Mosambiekse regering was en die impak daarvan op toerisme byvoorbeeld. Ja. Dis 'n baie groot deel van Mosambiek se inkomste. Dan Bekkie word gesien as selfsugtig. Ja, kyk, ons het nou gesien die president Ramaphosa het die kommissie van ondersoek aangekondig. Die regterlike kommissie, ons moet nog sien wie die regter gaan wees, hoe presies hierdie proses gaan verloop rondom die vervolging van sake wat gevolg het uit die Waarheids- en Versoeningskommissie uit. En
die probleem is dat eintlik was die rede daarvoor was die Kraddock 4 en die Kalata familie is 'n groot drywer daarvan, Lucanio Kalata. En as deel van die hofskikking het hierdie kommissie nou gekom. Hulle eis iets soos 167 miljoen rand of wat ook al in terme van skadevergoeding rondom die WVK proses en die feit dat ons nog nie hier by vervolgings en goed uitgekom het nie. So Mbeki het ook 'n hofstukke ingedien. En dit gaan daar basies daaroor dat tussen hom en Bridget Mabantla wat destyds 'n kabinetslid was, daar word beweer dat daar was politieke inmenging in die vervolging van hierdie sake. Nou dit is waar die kommissie vandaan kom van Ramaphosa was hier, jy weet, wat was hoekom is hierdie sake nie was daar nie eintlik spoedeisende optrede rondom hierdie sake toe dit hierdie Waarheids- en Versoeningskommissie en die amnestieproses. Met ander woorde, die wat nie amnestie gekry het nie, waarom wag ons nou nog dat daar vervolgings moet plaasvind? Kyk, die nasionale vervolgingsgesag het in elk geval hulle sukkel oor die algemeen om sake vervolg te kry, jy weet, as jy net kyk na hoe lang die Zondo-kommissie ook, wat is die vordering wat ons nou daar al gesien het. So die probleem is nou, en onthou daar is 'n eenheid binne die nasionale vervolgingsgesag wat werk aan hierdie sake, maar ons het nou nog nie regtig iets in die howe gesien wat hierdie vervolgings aanbetref nie. Die bewering word gemaak dat die destydse ANC het 'n ooreenkoms gesluit met die generaals, die ou Suid-Afrika generaals, dat daar gaan nie vervolgings wees vir apartheidmisdade nie. Dat daar was 'n agtergeslote deure ooreenkoms. En dis hoekom ons deur die waarheid en versoeningsproses gegaan, maar eintlik was dit was eintlik maar 'n kalmerende proses. Jy weet dat ons was die wasgoed in die openbaar maar ons gaan nie eintlik mense in die tronk gooi daarna nie. Onthou ons het gesien wat het gebeur met die Wouter Basson verhoor byvoorbeeld. Weet daai goed het nêrens heen gegaan nie. So ons gaan met sien van hierdie kommissie. Vir my is dit half daai onnodige gekrap, verstaan jy? Ek weet nie eintlik wat wil jy daardeur bereik nie. Jy weet is daar mense wat nou nog wat jy nou gaan verhoor vir iets wat gebeur het in die 60s of die 70s of die 80s. Ek weet nie. Jy weet, Evie de Klerk is nie meer met ons nie, PW Botha is nie meer met ons nie. Jy weet, so, watter mense gaan jy nou hier sleep voor die kommissie? Maar dan kan ek iets wel sê, ek gaan nie vir Jacob Zuma na hof toe sleep nie, want hy is al 'n baie ou man, hy is amper op pad uit, so hoekom moet ek vir die staatskapingskommissie enigstens iets... Maar jy sien, dit is ongelukkig is dit vir my, weet, hierdie lyk vir my soos die dekmantel vir iets. Jy weet dat, weet, ons gaan vergewe en vergeet. Ja. So, kom ons vergewe en vergeet. Dit was die aanvanklike ooreenkoms, nie waar nie? Wel, nie in soveel woorde nie. Kyk, daar was die hele ding van as jy nie amnestie kry nie, dat jy krimineel verhoor kan word, of dat jy nie kom amnestie vra het nie. Want baie van hulle het amnestie gekry, daar is ook diegene wat nie amnestie gekry het nie. So, jy weet, mense sou verwag het dat daardie prosesse moet gebeur, dit het oor individuele gevalle byvoorbeeld gegaan, maar ek verstaan nie die doel hiervan. My teorie, en dit is suiwer, my teorie hieroor was dat die ANC moet ons weer herinner dat hulle was die bevryders gewees. Weet, hierdie is die bevrydingsorganisasie. Ons moet nooit vergeet dat die ANC is eintlik, met ander woorde, dit gaan oor die kiesers. Ons is in die aanloop na die plaaslike regeringverkiesing toe, en mense moet herinner word hoe goed is die ANC. Andries, dan oor na groot masjinerie word gebruik om wapens te steel. Ja, hierdie is nogal eintlik ongelooflik. As jy dink, dis 'n verkeersdepartement op Humansdorp, hulle het gesluit op die Vrydag vir 'n lang naweek, en Dinsdag toe ontdek hulle maar daar's masjinerie goed gebruik om in te breek in die verkeersdepartement, en hulle het onder andere 17 vuurwapens en 'n onbekende bedrag kontant gesteel. Ja, 17 vuurwapens wat nou op straat is. Dus, dit is wat die kontant en sulke goed is nie eintlik, maar 17 vuurwapens waarmee hulle weggekom het onder andere. Die valke ondersoek dit. Dis vir my vreemd dat jy vuurwapens in kluise het en kontant in kluise, en daar was verskeie kluise, instapkluise, ek weet nie wat nie, maar daar's geen sekuriteit nie. ja. Dis 'n lang naweek en daar's geen hulle het blykbaar die alarmstelsel ontkoppel. Dis mense wat geweet het hoe ek sien nie die persoon wat hier aangehaal word, die alarmstelsel is doelbewus en strategies ontkoppel, wat dui op 'n hoë vlak van tegniese kundigheid. Dis wat skelms doen. Klink vir my eerder dat iemand het aan die binnekant daar's inligting waarmee hulle gewerk het. Ja. Om dit oor 'n lang naweek te doen en
Hulle het geweet hoe om die alarmstelsel te ontkoppel, al sulke tipe van. Om 'n lang naweek besig te wees en die hele naweek vang niemand hulle nie. Met En swaar oor 'n lang naweek die verkeersdepartement het net gesluit van 'n Vrydag tot 'n Dinsdag toe. Dis die eerste ding waaroor ek wonder, hoekom sluit die verkeersdepartement oor 'n lang naweek wanneer daar juis verkeerspersoneel op die pad moet wees en swaar toerusting gebruik. Dit was nie Deur die dak. Ja. Dit was nie 'n boltcutter nie. Ons het nie 'n slot afgesny nie. Daar was swaar meganiese toerusting gebruik en niemand het daarvan gehoor of geweet nie. Ja. Twee kleiner kluisies met 'n sterk sluitmasjien oopgedwing. So hulle het tyd gehad. Hulle het nie, weet, dis nie 'n vinnige in en uit. En dis my endemies van die toestand op hierdie stadium in die laaste 4 jaar is 410 wapens. Ons praat hier van 4 wapens van die polisie in die afgelope 4 boekjare gesteel. Dis op straat. Ja. Amper 500 vuurwapens is op straat. Korrek. Die polisie se vuurwapens. Dis net in die Oos-Kaap, né? Net in die Oos-Kaap. Net in die Oos-Kaap. Ja, kom ons gaan aan met die wonder jy waar vuurwapenwetgewing. Dan kom jy waar kom vuurwapengeweld vandaan? Waar is die vuurwapenwetgewing waar geregistreerde wetsgehoorsame burgers aan gehoor gee? Hoekom kry hulle pak slaap? Die probleem is 'n wetstoepassing doen niks aan misdadigers nie. Nee, Jy weet, hulle steur hulle nie aan korrek. lisensies en sulke tipe van goed nie. Dan ons het so 'n minuut oor. Kom ons gesels oor Donald Trump. Ja, Jy moet nie so sug nie. Nee, ek sê niks, ek luister. ja, hy het net weer, jy sien die ding is mense moet elke oggend moet jy as jy vroeg opstaan, moet jy vinnig net kyk, jy weet wat het Trump nou weer gedoen. En hierdie keer is dit nou, dit het eintlik begin in die hy's in die Withuis gevra deur die media, jy weet wie sou die beste kandidaat wees vir die volgende pos. En hy het grappenderwys gesê maar hy dink hy sal 'n goeie pos uitmaak. Hy sal 'n goeie pause uitmaak. Ja. Hy wat nie 'n Katoliek is nie. Ja, maar dit het niks daarmee te doen. J.D. Vance is 'n Katoliek, so hy ken een. Toe daar nou die foto wat hy self ook gedeel het van hom in die stoel as die pos. Jy weet dit het heelwat mense omgekrap. Jy voel net half jy weet dis nie die tipe van ding wat 'n president behoort te doen nie. Veral binne die konteks van hulle met 'n nuwe pos kies hierdie week van Woensdag af en jy weet hy die vorige pos is nou Franciscus is onlangs oorlede en ja dis maar eintlik net onsensitief. Ek dink nie dis die ding wat 'n mens van 'n president maar jy moet ook onthou dit was juis grappenderwys wat hy gesê het hy is die weet hy reken hy sou 'n goeie pos uitgemaak het en toe het hy verwys na die New York se kardinaal wat dalk jy weet wat ook 'n goeie pos sou uitmaak. So ja daar's mense wat omgekrap is. Maar ek dink 'n mens moet net so bietjie terugstaan en jy weet wat jy dink van Trump moenie altyd bepaal hoe jy daarop reageer nie. Mens moet weet dit het begin as 'n tong in die kies. Grappie. As 'n tong in die kies grappie en toe dit nou opgeëindig in die foto. J.D. Vance is 'n Katoliek en hy het gesê maar hy dink nie weet dit so erg nie. Nee, maar nou goed. So maar weet Trump maak mense hy jaag hulle in kampe en ek dink interessanter vir my wat ek vanoggend sien is hy gaan Alcatraz oopmaak. Wat in 1963 gesluit het. Omdat daar's rolprente gemaak oor die tronk Alcatraz. En hy het opdrag gegee dat dit moet oopgemaak word. Die ergste misdadigers van Amerika moet weer gestuur word Alcatraz. Na die fliektronk toe. Na die fliektronk toe, ja. Dit is mense kry so 'n idee, dit is maar Trump se algemene manier. As dit in die flieks en die TV's gebeur, dan gaan dit nou regtig word. Your fire. Luister, hy hou dinge interessant. Hy doen verseker ja. Andries, baie dankie vir die maandagooggend se nuus. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen. Bly gerus ingeskakel net en dan gesels ons oor die geskiedenis van Afrikaans. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.